Want my volk dwing om van my afvallig te word. En as die profete hom roep na bo, rig hy hom glad nie op nie. En daar gaan die 10 stamme in ballingskap. En later gaan die 2 stamme in ballingskap. Vader het hulle nie weggegooi nie. Hosea 1 sê, nogtans sal julle genoem word kinders van die lewende God. En dis die woorde van Paulus in Romeine 9, wat hy sê, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene, wanneer hy sê, julle, wat nie my volk is nie, sal genoem word kinders van die lewende God. Wie is nie sy volk nie? Hierdie 10 stamme met wie Hosea nou hier praat. Hulle is binnekort, as daai koning van Assirië kom en hy vat hulle weg, is hulle nie kinders van die lewende God nie. Nogtans sê hulle genoem word kinders van die lewende God. En die Samaritaanse vrou sit by die put. En sy sê, ons vader Jakob het ons hierdie put gegee. Wie is Jakob? Is die vader van die 12 stamme. Sy is 'n Samaritaan. Sy sê, ons vader Jakob. Wat sê sy? Ek is 'n Israeliet. Ek is 'n heiden. Cornelius is 'n heiden. Hy's 'n Romein. Die gemeente vra vir Petrus, wat soek jy by daai onbesnedene Romein? Sê, ek weet nie wat het gebeur nie, maar toe daar kom ek het net met hulle begin praat, daar val die gees op hulle, net soos dit op ons geval het. O, sê hulle, dis die vervulling van die profesie wat gesê het, en so sal die vervalle hut van Dawid weer opgerig word. Wat is die vervalle hut van Dawid? 12 stamme, wat uit mekaar uitgegaan het. En 10 stamme, die noordelike 10 stamme geword, en 2 stamme, die suidelike 2 stamme, en 10 stamme het in ballingskap gegaan, en in verstrooiing. En hier gaan Petrus en hy gaan haal vir Cornelius. En Yeshua gaan haal die vrou by die put. En Paulus gaan haal die Grieke en die Romeine, die Spanjaarde. En so is die vervalle hut van Dawid weer opgerig. Nie die evangelie van die kerk nie. Dis hulle eie evangelie. Dis fabels. Dis die evangelie wat sê, God het nie geslaag nie. En hy moes iets anders doen. God slaag altyd. Is volmaak, is perfek. Net die Satan hou daarvan om te sê, hy het nie geslaag. Hy het geslaag.